besit. Alles wat ons gaan hê. Alles wat ons gehad het, alles wat ons verloor het. Is nie weer om ons nie, maar ons opkom. Hy gee, en as hy besluit uit, dan gaan hy met eker weg. Eker word ons siek, maar ons moet 'n les daar. Dit is genees. Maar ons moet net altyd doen. God kom eers, dan die Sabbat. Amen. Al die lof, al die eer kom nie toe. Al die lof en al die eer kom nie toe. Want die is Vader, so de Vader, halleluja, prys sy naam. Al die lof en al die eer kom nie toe. Al die lof en al die eer kom nie toe. Al die lof en al die eer kom nie toe. Want die is Vader, so de Vader, halleluja, prys sy naam. Al die lof en al die eer kom nie toe. Al die dames. Al die lof en al die eer kom nie toe. Al die lof en al die eer kom nie toe. Hy is Vader, so de Vader, halleluja, prys sy naam. Al die lof en al die eer kom nie toe. Kom aan, al die lof en al die eer kom nie toe. Al die lof en al die eer kom nie toe. Want die is Vader, so de Vader, halleluja, prys sy naam. Al die lof en al die eer kom nie toe. Almal saam. Al die lof en al die eer kom nie toe. Al die lof en al die eer kom nie toe. Want die is Vader, so de Vader, halleluja, prys sy naam. Al die lof en al die eer kom nie toe. Want die is Vader, so de Vader, halleluja, prys sy naam. Al die lof en al die eer kom nie toe. In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to thee. Singing, I love you,
In moments like these, I bow on my knees. I bow and surrender to Jesus. In moments like these, I bow on my knees. I bow and surrender to Thee. Praying I need You, Lord. Praying I need You, Lord. Praying I need You, Lord. I need Singing I love You. Singing I love You, Lord. Singing I love You, Lord. Singing I love You, Lord. I love You. Singing I praise You, Lord. Singing I praise You, Lord. Singing I praise You, Lord. I praise You. Praying I need You, Lord. Praying I need You, Lord. Praying I need You, Lord. I need You.
Goeiemôre almal. Lekker om in die huis van die Here te wees. Hallo? Amen. Dit is lekker om in die huis van die Here te wees. Yes, amen. Beste plek om te wees op 'n Sondag. Beste plek om te wees any given day of the week. Yes, amen. Woensdaag ingesluit. Die lied wat ek van sing is 'n lied van oorlede oom Jimmy Swagger. Ons almal ken hom. Sy naam is What a Lovely Name, the Name of Jesus.
word, wonderful grace, bringing hope and cheer. It's the loving name of Jesus, evermore the same. What a lovely name! What a lovely name! The name of Jesus, reaching high and far, than the brightest star, sweeter than the songs they sing in heaven. Let the world proclaim, what a lovely name. He'll return in clouds of glory, saints of every race shall behold His face. With Him enter heaven singing, heaven to proclaim, what a lovely name. What a lovely name, the name of Jesus, reaching high and far, than the bright star, sweeter than the songs they sing in heaven. Let the world proclaim, what a lovely name. What a lovely name, the name of Jesus, reaching high and far, than the bright star, sweeter than the songs they sing in heaven. Let the world proclaim, what a lovely name, what a lovely name. Amen. Amen. As ek op die lig, Jy is. ek in die lig. Het is so wonderlik om vanmorgen hier te wees. En 'n groete van ons gemeente daar in Klerksdorp, Hebron gemeente, en al ons familielede daai kant. Ons stuur aan julle almal groete. Ons het voorreg vanmorgen, ek het vir Mr. Fredericks 'n paar weke terug ontmoet daar by 'n manneaand. En waar ek my getuienis gegee het en het hy gevra om hier kom bedien. So ons gemeente stuur vir julle groete en liefde vanmorgen en ons bid. En hulle tree vanmorgen in vir julle. Dit is so great. Mens kan enige plek in die wêreld gaan, as jy tussen die kinders van die Here voel jy tuis. Amen. Ek sit vanmorgen daar en julle sing so lekker en ek dink myself, dis net so maklik. Ja. Mens hoef nie eens gewoon te raak of ontdooi te raak of mens voel sommer net tuis. Amen. En mag jy ook vanmorgen tuis voel met die woord wat die Here vir my gegee het. Maar mag dit vanmorgen jou lewe verander. Amen. En ek maar 'n bietjie rondbeweeg. Mag ek? Hy beweeg Ek saam. sukkel om stil te staan. Dit is baie moeilik. Hy beweeg Ek het saam. rooi mure. Ek is nie vanmorgen hier om mooi woordjies aan julle oor te dra nie. Amen. Ek is nie vanmorgen hier om 'n mooi preek te preek. As 'n mooi preek dit sou doen, sou die aarde nie gelyk het soos dit lyk. Amen. Ek is nie vanmorgen hier om enigiemand te impress nie. Ek is hier om God te impress. Amen. En om sy woord vanmorgen aan jou oor te dra. En ek weet daai woord kan mense se lewens verander. Yes. Amen. Ek is nie vanmorgen hier om enigstens teologies korrek te wees nie. Ek is
Dit is baie belangrik. Ek wil vanmôre God korrek wees. Amen. Dit is baie belangriker as jy nog iets aan. Yes. In die week en die nag het ek vir julle gebid. Het ek vir God gaan toestemming vra om met julle vanmôre te kan werk. Amen. Is dit voor? Yes. En ek neem dit nie ligtelik. Amen. Ek het vir julle gebid dat vanmôre hier is. So weet as jy vanmôre hier so sit, as jy in gebid. Amen. My vrou weet, ek was vir 28 jaar 'n normale pastoor. Nou is ek nie meer normaal. Ons is nie geroep om normaal te wees nie. Nee. Ons is nie geskaap om normaal te wees nie. Nee. Ons was juis geroep om anders te wees. Amen. En al hoe ek anders kan wees. Daar's 'n vers in die woord wat met die afgelope tyd al hoe meer dring. Hy sê soos 'n spieelbeeld as ek kyk, soos in 'n spieël, word ek verander van een gedaante na 'n ander. Amen. Hy bedoel net dit, as ek in die nag gaan en ek aanskou hom, ek staan voor hom, dan word ek verander van een, Engels sê mooi, sê van one degree of glory to another. Amen. Dan word ek verander en ek begin lyk soos die een wat ek die spieelbeeld van kry. Amen. So net van Hebron af welkom, my vrou, dankie. Grootste geskenk wat God ooit vir my gegee het, dis my vrou, ons kinders. So dankie vir jou bystand en dankie wat jy beleef het. Hier is my pel Nico. Dis so lekker my maat hier is. Dis my Here, so dankie my maat hier is. Dan het julle my genooi. Julle safety belts vas. Dan moet julle hulle losmaak. Vasgemaak nie help. Dan wil jy iets doen. Amen. Dan so safety belt vas. Ja. So 10 jaar terug het die Here my tot stilstand toe gerig. En het ek al my teologie wat ek altyd geglo het, moes ek gaan stop en sê Here, en eintlik nie Here sê sal jy al jou teologie aan kant skryf. En kan ek jou leer wat sê die woord? Amen. Ek het daar in die werke van KwaZulu-Natal gelê in 'n kamer. En God het in die nag 3 uur opgedag. En hy het met 'n man begin werk. Ek het al my teologie gevat en met die Here gegooi en sê, Heilige Gees praat. En hy het begin leer. Amen. 10 jaar later. Mag jy vanmôre die Gees van God in hierdie boodskap hoor en mag dit jou lewe verander. Glory. As ons gaan anders soos ons aangaan, hulle sê, en ek wil nie die woord verbruik, en sê dit baie dom mens, doen dieselfde goede verwag ander uitkoms. Ja. Iewers moet ons change. Iewers moet ons verander. Iewers moet ons hoor wat God sê en dit doen. Amen. Ons is veronderstel, ons is geroep om hoër te wees. Amen. Ek praat nie van om net snaaks te wees hoër, ek praat van om anders te wees. Ek gaan vanmôre 'n woord met jou deel. En mag die Here vanmôre jou in jou hart gryp daar waar jy is. Is reg? Amen. Ons bid. Vader, wat 'n voorreg het ons vanmôre na u woord te kan gaan. Dat u woord deur die Gees vanmôre vir ons oopmaak en dat ons vanmôre sal verstaan deur die Gees wat u vanmôre aan hierdie gemeente wil sê. Yes. Dat u vanmôre in die harte van mense sal praat. Sodat daar vanmôre verandering sal kom. Ons wil nie aangaan soos aangegaan het nie. Ons wil nie natuurlik normaal wees nie. Ons wil bonatuurlik doen. Amen. En leef en wees wat U ons geroep het om te wees. So dankie dat U hier is vanmôre. Dankie dat U vanmôre gaan kom, Heilige Gees. Kom vanmôre en maak mense se harte aan. Amen. En maak vanmôre hierdie woord môre vir mense oop. Bid dit in die naam van elke naam, die mooiste naam in die heelal, die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. 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 Goed. Ek lees al my blaai na die boek van Matteus 17 toe. En ek wil vir jou ietsie lees vanmôre en dit het my so weer opnuut hierdie week en die Here by my hart geruk. Matteus 17 vanaf vers 14. Ek gaan in die Engels lees, dus maar ek lees maar in die Engels, maar ek spreek Afrikaans. En dan as ek in die nag bid, dan bid ek in die Engelse taal. Dit is te wonderlik. Al die tale wat ons het, Engels, Afrikaans,
So ek gaan in Engels vir jou lees en volg saam in Afrikaans en dan moet ek 'n paar goed vanmôre met jou deel. Matteus 17 vers 14 tot en met 20. Goed. Die tema van die boodskap vanmôre is die krag is in die saad. En mag jy dit voel, nou ek weet jy gaan dit raak sien en die Here gaan jou vanmôre bless. Matteus 17 vers 14 sê die volgende, hy sê, and when they had come to a multitude, a man came to him, kneeling down to him and saying, Lord, have mercy on my son, for he is an epileptic and suffers severely. For he often falls into the fire and often falls into the water. So I brought him to your disciples, but they could not cure him. Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him here to me. And Jesus rebuked the demon, and it came out of him, and the child was cured from that very hour. Then the disciples came to Jesus privately and said, why could we not cast it out? So Jesus said to them, ek gaan vanmôre hieroor preek. Because of your unbelief, for assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. I said, my explaining to the other, I said, this kind does not go out except by prayer and fasting. Amen. Goed. In die werke van Natal lê die Here by my die woord oopbreek en baie keer so die nag as ek wakker word en die Here sal 'n gedeelte vat en hy die woord een van die eienskappe van die Heilige Gees, the spirit of understanding. Hy laat jy die Bybel verstaan. Hy het hom geskryf, so as ek iets wil weer gaan vra ek maar vir hom. Amen. Gaan kyk iemand ander manne sê nie, ek gaan hoor by Heilige Gees self, hy vertel vir jou mooi. Hierdie gedeelte het vir my begin afgelope week vir my so baie beteken. Jesus eindig daai gedeelte en sê hierdie tipe demoon, hierdie tipe. En jy kan môre twee rigtings vat en nou sê wil net teologies eers probeer korrek wees en ek probeer 'n waarheid vir jou vanmôre oorbring. Of hy sê hierdie tipe, en dan praat hy van sal nie uitgaan hy sê of is hierdie geslag wat mens uitgaan weer vas het gebeur. Of hierdie tipe demoon. Julle kon nie uitdryf nie, want julle vas en bid nie. So jy kan vanmôre kan jou teologie, jy kan vat aan die kant jy wil, albei is aanklag. Ja. Want jy kon nie die werk doen nie. Ja. En ons probleem vandag is, mense kom kerk toe, mense kom na die Here toe, mense kom na ons toe en vra bid vir my. Net soos daai pa sy seun gebring het wat epilepsie gehad het en hy het vir die pa en vir die disippels gevra, want daar's 'n rede hoekom hy die disippels toe gebring het, want daar moes 'n getuienis gewees het dat daar iets gebeur by hierdie manne. Amen. So die pa kom met 'n verwagting dat sy seun gaan aangeraak word. Dit baie interessant, van die ander vertalings kom en dan staan die Here kom glo en dan sê die pa, kom my ongeloof tegemoet, so die pa sê ek glo nie. Nou baie interessant. Na aanleiding van hierdie gedeelte kom praat hy van die geloof van 'n mosterdsaad. Na aanleiding van hierdie gebeurte van waar 'n pa in ongeloof na Jesus toe kom, sê Jesus, as jy nie die geloof van 'n mosterdsaad sê vir hierdie werk sê. Nou as jy wie van julle weet nie hoe groot is 'n mosterdsaad? Ek sê almal van julle, ek weet julle 'n mosterdsaad al hier. Het jy? Ben gegee so. Ja, dit is so mooi. Ek wil dat op nie geweet het nie. Jy gaan dus nie dat geweet kan skry. Ek wil net verstaan. Nou as jy nou daar kyk in die Bybel, daai kolletjie daar, daai enetjie daar. Sien jy daai kolletjie? Wat lyk soos 'n stoffie. Dis 'n mosterdsaad. So hier sê as jy daai bietjie geloof gehad het, sou jy hierdie demoon kon uitgedryf. Nee, dis nie wat hy sê. En dis hoe die Here my moes mooi leer. Want hy het altyd vir die Here gesê, dis almal vreeslik as ek vir mense bid en ek het nie eens dit nie. Ja. Amen. Want een van die gawes van die Heilige Gees is 'n mate van geloof. Amen. It's a gift. Ja.
dis verniet. So jy het dit. Yes. Die pa het gesê ek glo nie, so nou wat nou? Nou het die pa nou meer as dit gehad want toe sy seun nou maar gesond gemaak. Jy's 'n ster, dan ek so bly jy is mooi. Jou kon gebruik. Daar sê. Goed. Nou mosterdsaade, bome, so nou net te veel daar gaan ek hier baie studie gedoen. Daar's plante en daar's al bome en daar's baie verskillende soorte, ek het geweet. So daar's mosterdsaad. Dit is beautiful. Goed. Hoekom sê die Here as jy die geloof soos 'n mosterdsaad het, sê jy vir die berg sê. Nou okay, kom ons kom terug wat sê die woord. So die Here het my wys, gaan vir my 'n ander wêreld oop. As daai saadjie wat so klein is, as jy hom vat en geplant hom, so ek gaan 'n gat, en ek vat daai saadjie en ek gooi hom in daai gat en ek gooi die grond bo-op hom. Wat is bo-op daai saadjie? 'n berg. Here sê, die geloof is mosterdsaad as jy vir die berg sê. Hoekom wil jy berge gaan skryf al buite? Wat sien dit af? Dan skryf ek die berg kaap, dan skryf ek terug wind toe. Dan sê jy, ek gaan die berg, ek wil graag aan my koppie sê. Jy nou klaar op, ons gaan na die berg en ons dan bring ons dit klaar op. Dit sal lekker wees. Moet ek dit trek? Ja. Want ek love berge. So ek aan die berge, so as jy geloof het, dan sit die berge van Kaap as ek kan klaar op te gebruik. Dis nooit dit goed bedoel het. Hy praat van saad. En hy praat van die potensiaal wat in die saad is. Ons altyd mense sê, as jy nie geloof het, as jy so en dan stap almal baie discouraged uit en sê, oef, ek maak dit nie. Ek het nie eens, ek bid vir mense en ek het nie eens daai sê wat die Here gesê het nie. Hy het gesê, as jy geloof van 'n mosterdsaad, nou vat jy hy saadjie, jy gooi die grond, jy gaan die grond, jy gooi kom stof op hom, en daai saadjie waar hy lê, is dit vir 'n berg. En die Here sê, die potensiaal in die saad, die potensiaal in daai klein saadjie wat sê daar in die Bybel het die potensiaal om die berg ook op te kan skryf. Amen. So die krag lê in die hoeveel bome? Ek daai saadjie vanmôre vat. Jy begin om plan eers een. Hoeveel bome is in daai saad? Potensieel. Ontelbaar. As dit geen ander. Maar daai saad gee nou 'n boom en in daai boom het, kom ons sê dit 1000 sade. Dan vat ons daai 1000 sade en ons plant 1000 sade en dan is daar 1000 bome wat op 1000 sade. So die potensiaal in daai klein saadjie is onbeperk. Weet nie goed vanmôre hoor, want die Here is met jou vanmôre op pad hier is hier. Amen. Nou, hy gebruik nou juist die mosterdsaadjie omdat die kleinste minst belangrikste saadjie is wat hy sê van al die sade is dit een van die kleinste, maar die minste belangrik. Dan sê hy, in die klein saadjie het ek potensiaal gesê. As jy daai saad kyk, en ek vat die saad van 'n geeltjie met brood, ek sê, ek sien net, lyk so stof. Maar die potensiaal is in die saad. Amen. Toe God daai saad gemaak het hy in sy groot mag en almag, het hy in daai saadjie ingebou, die vermoë om werke te skep. Amen. Die vermoë om baie ander mosterdbome te kan produseer. Amen. Maar daar's een ding wat moet gebeur vir daai saad kan verrig. Wat is dit? En as jy 'n paar verse lees, dan weet jy môre moet jy eers verstaan dat dit gaan nooit oor die grootte van jou geloof nie. Dit gaan oor die potensiaal wat in die saad is wat God daar geplaas het. Amen. En vanmôre as jy Jesus moet jy vanmôre verstaan dat toe jy jou hart en jou lewe aan Jesus Christus gegee het en jy
saad geword het van die een wat die eerste saad was, en sy naam is Jesus Christus, en jy ook saad geword in die koninkryk. En as jy en ons het saam met die woord van God, soos saam met Christus gekruisig, ons het saam met hom gesterf. Maar ons sit vanmorgen met 'n probleem. Hoekom kan ons aan nie ons potensiaal kom nie? En daarom het my so mooi die gedeelte gelees. Jesus sê vir die disippels, hy sê julle ongelowige. En dan sê hy sê, hoe lang moet ek nog saam met julle wees? Voor julle gaan verstaan dat julle dit ook kan doen. Hoe lang moet ek nog saam met julle loop? En ek is vanmôre hier om 'n paar mense, my bediening in die toekoms, my vrou se bediening, is om weer in die kerk die lewe van God, die salwing van God weer terug te bring. Amen. Om mense weer die lewe van God in hulle, so ek as op kan opstaan, 'n paar weke terug, julle moet verstaan, God het orde. En my heel eerste gemeente is hierdie vrou. Jy weet, as ek nie met haar kan werk, dan hoor ek nie kans nie. As ek nie vir haar kan bid om gesond te wees, dan bid ek vir niemand. As ek nie vir haar kan profeteer ek vir niemand. As ek nie vir haar 'n man en 'n vrou kan wees, dan doen ek vir niemand. Dit is God se model. 'n Paar weke terug, maak hier my wakker die nag. En in 2013 was die Here my beloof, ek sal vir die dooies bid, die siekes bid, en die dowes sal hoor, en die blindes sal sien, en die dooies sal opstaan. Ek het 'n woord van die Here toe 13 jaar oud was. En ek het daai woord vasgehou, ek is 58. Ek weet ek bly 40, maar ek is begon. As my vrou se grappie daar. My vrou lê 20. En die Here kan leer. Mense moet baie mooi verstaan. Ons is nie geroep om net saad wat dood is te bly. Amen. As dit nodig om werklik te sterf, ek het oom Michael nog gepreek gesê, hy praat van die onheilige drieling. Weet jy wat wie is die onheilige drieling? Daar's 'n onheilige drieling. Me, myself and I. Dis 'n onheilige drieling daai. As dit gaan oor jou, het jy moeilikheid. Ja, amen. Ek is nie hier vir Pieter de Beyer nie. Ek is nie hier om gesien te word, ek is nie op die aarde nie. Ek was so baie jare, ek het die baadjies gedra, op in die skoene, in die karre gery, in die huise gebly. Sondag mans het gepolish. Maar ek het Saterdag nag het ek in my kamp met my studeerkamer gegaan, ek het vanoggend daar op Google. Ek het die Here gegoogel. Ek het tyd gehad om tyd te spandeer, ek was te besig as 'n pastoor. Maar ek het dieselfde resultate gekry as Google. Daar was geen tower nie. Daar was shine. Ek het mooi gepraat, ek het mooi gelei. Ek dink ek het. Maar ek het reg gelei, ek het die prentjie gelei. Maar dit was no tower. God was all about me. Amen. Ek het nodig gehad om die berge van KwaZulu-Natal te sterf. Die Here 'n ander man kan oprig. In Suid-Afrika verskil gaan en sal maak. Amen. En ons gaan en ons sal. Amen. En ons is besig. Amen. Daai nag, paar ruk terug, maak jy my wakker en die Here sê my vrou was siek. Nie met wat goed gegaan. Daai nag vaar die Here verby, wil jy jou geneesingsbediening terug? Ek sê asseblief. Asseblief. Ek het hom opgemors. Jy sê gaan dit vir jou vrou. Daai nag gaan hom nou wakker gemaak. Die salwe van die Here, die hand het soos vuur gebrand. Ek naam op my vrou en die Here het haar gesond. Amen. Mense het baie mooi nodig. Môre vir jou die geheim gee, sodat jy in 'n bonatuurlike lewe kan funksioneer. Amen. As jy vanmôre hierdie woord vat, dan gaan doen wat ek vir jou sê. Ja, Here, dan sal jy lewe verander. Amen. Want die krag lê in die slag. Die krag lê daar in jou lewe neerlê om anders daarby te kan funksioneer. Amen. Goed, so, ek kyk nog na die preek en ek kan beweeg. So, die disipel, die pa kom met 'n verwagting by die disipels toe. Hy vra vir die disipels, help my seun. Hulle bid vir hom, niks gebeur nie, ag, en die pa wag.
Nou, waar was Jesus? Jesus was by sy pa. Kom van die berg af. Van hy plek af kom hy by die toneel. Die man kom nou en sê asseblief, Here, ek het die disippels gevra asseblief. Jesus kyk sy disippels en vra vir hulle, hoe lank moet ek nog saam met julle wees dat ek kan verstaan dat hierdie goed vir julle beskode is, dat julle hierdie goed kan doen? Dan praat hy oor die saak. Hy sê, ek het binne in jou die vermoë gesit dat jy sal sterf vir jouself. Dat ek die vermoë in jou gesit om iets anders te word as wat jy nou is. Iets bo-natuurlijk. Yes, amen. Maar daar's 'n proses wat die Here so mooi daar verduidelik. En Jesus bid, en hy bid vir hierdie geseënde en hy demoon gaan weg. En die disippels kom nie aan by Jesus toe privaat. So tipies, nee. Sê maar, kom ons dit nie nie. Hoe kom jy vir hom bid te gebeur het ons bid dat gebeur niks. Dit klink soos al met 25 jaar van my bediening. Mense kom uit Sondag na diens, ons het hierdie massive moment. En mense kom uit met verwagting, mense wat regtig behoefte het, mense wat regtig finansiële druk het, mense wat regtig siek is, mense wat regtig 'n berg in hulle lewe het. Jy bid vir seker goed kom gebeur. En is die luister. Die man wat die poort sit toe, Petrus het vir hom gaan bid. Hulle vat hierdie ou kerk toe. En hy sit daar van sy geboorte af. Wat van sy geboorte was hy verlam. Hy sit daar wat ou nog al gevat het. En hy gaan elke dag, al wat hy weer terug gaan huis is almoes. As sy lewe word nooit verander nie. Dis die kerk van vandag. Mense kom kerk toe, gee vir hulle die brood en die meel en die wat dit was nie. Maar die lewe verander nie. Amen. Petrus kom daar, Petrus sê, hy sê goud en silwer het ek, nou wat ek het, so hy besef wat hy het en my ook besef wat hy het. Nou môre sê, jy moet môre besef wat jy het. Daar binne in jou is die potensiaal van God. In daai saad is daar potensiaal om werklik te verskyn. Amen. In daai saad is daar môre die potensiaal om in jou omstandighede te sê, jy sal skryf in die naam van Jesus. Niks sal my onderhou nie. Daai saad, daai stukkie mosterdsaad wat in daai grond lê, het vir daai berg kom sê, man, as die reën kom en as die son skyn, gaan jy skuif. Amen. Jy sal nie in jou ou water is. Want binne in my het God dit natuurlik ingeplaas dat ek jou kan skuif en ek sal binne in jou as grond groei. Amen. Ek sal jou gebruik as my base. Amen. Ek sal jou gebruik as my basis. Ek dink jy gaan my onderhou. Binne in my is die potensiaal om jou te skuif. Amen. Vanmôre as jy vanmôre sit en word jy baie mooi hoor. In die oomblik waar jy vanmôre sit, maak nie saak wie waar jy is die potensiaal van God nou in die oomblik daar om jou berg vanmôre te kan skuif. Amen. Hy pa kom en hy sê dan en hy laai die die berg wat voor hom lê. En hy het nie nog 'n goeie storieetjie of 'n great, hy het nie nog 'n goed kop gedink. Hy het nodig dat die krag van God daai berg in sy kind se lewe sal skuif. Amen. Ons het nodig dat ons as manne en vroue van God sal opstaan en dat God deur my en jou die berge in mense se lewe sal skuif. Yes, amen. Maar die krag het vanmôre nie saam. Ja. Nou, interessant, hy doen 'n baie interessante ding. Ons lees baie oor die woord van die Here, die oopbreek, nou verstaan ons nie so baie mooi nie. Ek wil gou hier met u gaan lees. Hy sê vir die disippels, hy sê, as jy geloof het soos 'n mosterdsaad, dan sê hy, sal jy vir hierdie berg sê. So, die potensiaal is daar, maar hy sê, as jy die potensiaal het, dan sal jy sê. Kom, we gaan vanaf eers vanaf terug en dan gaan ek nog met julle deel. Toe die vyand in die tuin inkom met Adam, het God vir Adam 'n opdrag gegee. En die Here het vir Adam gesê, bewerk en bewaak hierdie tuin, want God het geweet die vyand sal inkom, en die tuin om die tuin te kom steel. Hy het geweet, nou sê hy vir Adam, jy moet waak oor hierdie tuin, so as die vyand inkom, jy is aangestel. Of môre vir jou sê, hallo, jy is aangestel. Amen. En die waakgedeelte is die gebedgedeelte, en die vasgedeelte,
dis die geestelike gedeelte, die werkgedeelte is nie vir ons manne probleem, ons kan werk. Maar ons sukkel met die ander een. En die Here, en Adam was nie op 'n lang naweek nie. Hy het nie gaan jag nie. Of gaan bike ry saam met sy pelle nie. Hy was daar, en die woord sê, en Eva het vir die man gegee waar hy staan. Sy was daar. Ons sê, ja, Eva, nie Eva die Adam. Hy het die opdrag gehad. Hy het stil gebly, by ons praat. Nou sê die gedeelte hier, as jy geloof in 'n mosterdsaad het, so as jy dan 'n woord van God in jou tyd op te pas, dan jy as man en as vrou die verantwoordelikheid om te praat, om te sê. Hy sê, dan sal jy vir hierdie mosterd, dan sê hierdie werk sê. Dis tyd dat ek in die begin vir ons werke sê. Amen. Dis tyd dat ek in die vyand sal begin sê. Ja. In die naam van Jesus, nee. Nee, jy gaan nie met huwelik kom nie. Nee, jy gaan nie. Amen. Nee, jy gaan nie. Ek is gesond, ek is weer as oorwinnaar. Ek sal doen wat God my voor geroep het, ek sal uitkom met wat God by jou beplan het. Amen. Ek sal die man wees, ek sal die vrou wees wat God het. Ek sal in dit is baie mooi. In 'n mosterdsaad is daar die potensiaal om 'n mosterdboom te word. Dan help nie ek bid vir 'n mosterdsaad en sê, okay, word vir my olyfboom nie. Dan help ek sê vir 'n olyfsaad en sê, word vir my 'n vrye boom nie. In daai saad het God die potensiaal dat daai saadjie 'n spesifieke iets sal word. En daar's miljoene van dit. Ja. Nou vanmôre ek gesê vir jou sê, weet jy hoe uniek is jy? Vanmôre is dit. Asseblief moenie jouself vergelyk met die volgende persoon. Want dalk wil God hê jy moet 'n olyfboompie wees of 'n mosterdboompie wees. Maar dalk kyk jy vanmôre jouself sê jy's maar ek is so min, ek is niks. Amen. Kyk hoe mooi net die olyfsaad, dis so 'n mooi saad. Kyk hoe mooi net daai. Moenie vanmôre kyk hoe ander mense lyk, hoe ander mense binne in jou is daar 'n baie spesifieke krag van God, sodat jy kan word wat jy moet wees. Sodat jy kan doen, en die potensiaal is net binne in jou. Amen. Ek kan nie jou potensiaal vat nie. Dis nie my plek, dis nie my saad nie, dis jy. Amen. So moenie vandag vra kyk na jou omstandighede en sê maar ek is so die engel van die Here kom by Gideon en sê kom dapper help. Gideon sê, hey, verkeerde adres. Ek is niks. In my familie is die kleinste in die volk en in my familie is ek, so hy sê eintlik in hierdie gesmag ek is niks. So as hy kyk het na sy uiterlike, dan het hy so gevoel hy sê kan die hek is. Amen. Maar God het binne in Gideon iets gesien wat hy nodig gehad het om oorwinning te kan kom. Môre wil ek vir sê, binne in jou, en net binne in jou, is die potensiaal om jou werk te skryf. Dis vanmôre binne in jou. En God het vanmôre binne in jou gesit. En jy is vanmôre uniek, spesiaal, besonder uniek, wat God deur jou kan doen wat hy deur jou wil doen. Maar dan moet ons praat, ons moet sê. So Adam staan daar, die vyand kom, en Adam sê niks. Die vyand van die pyn, van die mense wat met God moes gaan. Kom ons gaan lees. Hierdie was vir my so 'n blessing en dit is my lewe al vir 'n klomp jaar. En nou kom ons gaan lees Jakobus 3 vers 4. Wow, hierdie is mooi. Jakobus 3. Kom ons lees daarvan. I say, look also at ships. Although they are large and are driven by fierce winds, they are turned by a very small rudder, wherever the pilot desires. Even so, the tongue is a little member that boasts great things. Nou gaan jy praat weer tong. Julle gedeelte in Jakobus praat van die mag van die tong. En toe die Here sy wys te sê, ek sê, kom vraag of ek vir jou vraag.
Hy praat van skepe, hy sê kyk nou die groot skepe op die water. Hy sê hierdie skepe word deur magtige winde aangevuur, nee. Daai winde dryf hulle waar hulle moet wees. As jy was so interessant, daar sit 'n ou wat hulle noem dit wat is 'n rudder in Afrikaans? 'n roer. Daar sit 'n ou met 'n roer aan 'n groot skip met. En hy sê en die roer bepaal waar hy skip eindig. Maak nie saak hoe sterk die wind is. Hy sê julle tong is daai roer. Jou tong sal bepaal waar jou skip eindig. As jy dood en lewe in die mag van die tong, die wat gebruik sal die vrug daarvan eet. Amen. So as jy bly opstaan en sê Suid-Afrika is nie moeilikheid, bly dit sê, ek sal nie sê. Amen. Suid-Afrika is die beste plek wees om te bly. Die Gees van Amen. God gaan in ons strate wees. Amen. Mense gaan die strate loop, ons kinders gaan die strate weer speel en die vreugde, die teenwoordigheid, die vreugde en die vrede van God gaan in ons strate wees. En miljoene mense gaan gered word en God gaan mense gesond maak en die Here se Gees gaan in Suid-Afrika vaardig word. Amen. Glo jy wat jy wil? Ek glo wat die Here vir my gesê het. Amen. Nou ek wil op iets vra, maar hier kom dit, ons lees die Bybel, maar ons lees hom nie. Want die Heilige Gees het hom verklaar. Wat is jou naam? Hendrik, sien jy die roer van 'n boot? As jy na die boot so kyk, sien jy hom? Waar is hy? Wat is water? Eerste dimensie. Spek. Ons lyk ook ons tong hier buitekant en klap maar almal dit kan sien. En ons gebruik dit ook hier buitekant, my vrou my kan hoor. Maar in die Bybelse konteks van Jakobus sien jy nie die roer van die skip. Amen. Want hy roer is in 'n ander dimensie. Ja. En daai roer in daai dimensie bepaal waar hy skip eindig. Amen. Sien jy? So jy begin verstaan waar jy praat. So ek gaan in die nag. Voor ek my geleer het, ek gaan in die nag. Voor ek enigiets moet tronk bloed. Voor ek net gekom het vanmôre, was ek op 'n plek Amen. waar jy nie was. Amen. Ek het daar my roer van geld. So dat vandag hierdie skip vandag weer regte plek sal hê. Amen. Voor ek en my seuns het op 'n stadium was baie groot krisis deur gegaan. En ek wou as pa wou onttrek van 'n lewe. En die Here het my gesê, nee. En toe begin ek verstaan, ek en Markie die nag gaan, begin ek van God, in die nag in gees, begin ek my roer laat werk. Amen. Ek roep in die gees, wat ek wil graag in die fisiese wil sien, geopenbaar moet word. Amen. Ek krijg die volgende dag op, ek wil pa, Glory. niks te sien. Niemand by tong gehoor nie. Jy sien, ons wil baie praat. Ons wil nie in die gees praat nie. Voor ek met haar argument het, enigszins met my na gebeur, sal ek vir God eers gaan neem. En daarmee ek sê die argumente. Ek sorteer dit iewers 3 uur in die môre, dan sorteer ek uit met God. Amen. So ek by gekom, dan vat ek anders aan daar as by hom. Yes. En ek het nie baie te sê op my oomblik nie. Amen. Dit is nie belangrik om iets te sê. Mense, die geheim in die mosterdsaad gaan oor presies wat Jesus daar gesê het. Hy sê, ek het 'n potensiaal in jou gesit. Twee goed moet gebeur. Jy moet sterf en jy moet in die gees begin funksioneer. Amen. Jou roer, my ou broer, moet in die gees begin funksioneer. Amen. Jy moet jou skip in die nag begin op die regte trek sit. Yes. Nie bedags waar jy rondhardloop en sê, "Wow, nee." As ons enigiets in ons huwelik wil sien, enigiets in ons finansies wil sien, as ons enigiets in die ministry wil sien, dan gaan ons die nag voor God. Ek het nie nodig om vir 'n mens niks te vra nie. Amen. Ek staan voor die koning van die konings. Amen. Laas nag, 'n witte volk, sê vir Martie,
Dan mag net nie hard lag wat ek nou gaan doen. Ja, ek 'n goeie pastoor was. Het was ook gebid. Ek onthou toe ek 'n AGS pastoor was. Ek is baie lief vir die AGS, moet jy verstaan. As dit nie vir die AGS was nie, was ek nie lief. Ek is lief vir die kerk, moet jy mooi verstaan. Ek sal niks sê vir die kerk. Ek love die kerk. Amen. Ek love nie wat die kerk is, maar ek love die kerk. Amen. Groot verskil. En ek was ook gebid. Maar die dag gebid waar almal ons kon sien. Daar in die bidkamer, jy weet, is op en af. Ek vertel vir haar. En ek weet nie, ek het ons nou lekker af gebid, maar ek sê vir ons altyd in die bidkamer, al die broers, en dan is al op en af geloop. Dat ons so gebid, en hoe jy lang. Ek weet jy, ek weet jy Jews vir die, maar as jy soek is ook fijn. Ek weet al change. Ons aan die bidkamer geloop. Ek was die pastoor. Hey man, soos is reg, die baie die flap en alles is mooi. Ek was aan die bidkamer, hier is 'n voordiens. Ja, almal, die manne daar, op bidkamer altyd te klein, die manne om mekaar vas is op ons loop, maar binnekant gaan net so. Ek vertel vir ons net toe hy, Here, halleluja, halleluja, Here. En dan myself, en een nag vra die Here. Ek sê, wat is met jou so? Ek sê, kom jy sê met jou, sê jou, dada. Ek sal klap, jy sê, jy ook klap. Nie meer so praat nie. Hy herhalende woorde van mense, ek ken my gedink. Ons saam met jy so fyn. Ek het lekker vir 'n mooi gebid soos ons daar gebid. Mens het geopereer. Maar ek het nie dit geopereer op Sondagoggend. Die volume is op. Die tomklap aan die wind, maar die resultate was ook maar in die wind. Daar's 'n plek. Amen. God sê, as jy sê jy vir die werk. Nou met werke geestelike situasie is, daai ding met baie kind is gees. So as jy die nag gaan in die gees, en jy kom daar uit, dan weet die engele en die demone presies wie jy is. Amen. Jy weet, hulle reageer. Hulle manifesteer op sommer. Maar nou ken hulle jou, want jy was daar. Jy dra kleed, wat jy daar gekry. En nag toe die Here my so 6 maande terug gaan beweeg na die voorskrifte. Een nag voor ek weer tyd met die vra die Here, wil jy, sal jy 'n koning in my koninkryk wees? Of jy ook is. Dis nie is. Wil jy 'n koning in my koninkryk wees? Here, wat behels dit? Here het my vir 'n paar goed gepraat. En hy sê die volgende woord, hy sê, jy kan nie 'n koning in 2 dimensies wees nie. Jy gaan of 'n koning daar wees, en 'n servant diesel, of jy gaan 'n koning hemel wees, en shine, maar daar bo gaan jy niks wees. Jy kan nie 'n koning in 2 dimensies wees. So ek kies nou daarvoor, ek sê vir Markie, baie keer in die nag as ek bid en die Here vat my na plek toe en die Here doen goed deur my. Ek sê baie keer van, miskien gaan die wêreld nooit weet wie Pieter de Meyer is. I don't care. Amen. God weet. Amen. God weet waar ek wat gedoen, waar ek met wie gewerk. En ek gaan iets julle noem. Jy gee jy die krag en die autoriteit om met Malema te werk. Jy weet? Ja, amen. Nie hier by die wat nou nie. Die geeste wat in die government operate. I have authority over them. Amen. So at night, I work with them. Amen. Maar lewe gaan my dan nooit op die dalk gaan, ek hoop hy dan. Ek sal like om te doen. Ek sal 'n paar jaar met hom wees. Nie met hom persoonlik kom met die goed wat ons julle. Ek sien nou goed hy sê wat hy pap kom. Ja. Ja, seker 'n paar manne wat verstaan. Ek het nie die gesag om in die gees te funksioneer. En dalk gaan jy nooit by die aarde toe, by die erkenning hier, I don't care. Ek was in instap in die nag nie toe. Ek sê vir Martie, ek het te binnekant.
dan gaan ons daai deur toemaak. En daar voor God gaan lê. Dan is ek welkom. Amen. And they know him. And I know him. En die laaste is daar. Was jy al ooit daar? Wanneer gaan jy vir jou werk sê? Nou, die beeld lyk so, dat ek een vers vir jou lees. Here sê, unless the seed falls into the ground and die, dan word daai saai getransformeer van niks aan die wonderlikste boom wat vrug kan produseer. Saad kan produseer. Wat honderde duisende bome kan produseer. Maar die manier hoe daai werk skuif is for you to start speaking the potential of God in your life. Amen. En as jy dit kan begin doen, dan gaan jy resultate kry van presies dit. Yes. Amen. Ek en Martie hoor goed van ons kinders. Dan ons ietsie sê. Wat jy sê. Maar ek is die pa, moet jy sê. Dan beskryf ek hierdie sê, gaan nou maak met hierdie. Dit gaan moeilikheid veroorsaak. Maar ek is die pa, en ek mag sê. Nou, dit is belangrik. Gaan ek sê in die nag, en ek gaan sê, voor God, maak ek niemand seer. Maar die volgende dag gaan daarmee sien, en sê, excuse daar. Dan was daar geen seer gekom. Nee, ons sê, wat het gebeur? Ja, ek was in sy kamer laas nacht in die geest, en ek het nie goed uitgesocht. Nooit vergeet nie, my seun het, waar ek in school was, ek het nou my seun se 26, 31, en ons dochter 26, 25, en ons seun is, dan, ons het bevoorrecht, ek is geskei, ek is my tweede huwelik, vir sy 2 kinders, en ek het 2 kinders, maar 4 kinders. Amen. My kinders. Ek bid vir net soos ek my Here, ons het 4 kinders. As ons goed vir hulle hoor, gaan ek is in die nacht. Vat ons nachtmaal. Ja, hier is die reg. Dan, hulle, haar dochter, my oudste seun is getrouwd, dat is daar, ek nie baie tyd vir my, aanstaande skoot, hulle, die ander mense is nooit goed genoeg vir jou kind. Ek weet, en dink as die dokter se pa kan sê, maar jou seun is nie goed genoeg vir sy dokter. Maar sy vir jou seun, my seun, hy het nie foute nie, maar sy. Nee, ons is maar nog gaan. En, verstaan jy, hy begin vat, en ek hierdie my seun, hierdie seun begin vir God bring. Hy begin vir God bring in die nacht. Hy begin vir God bring in die nacht. Hy begin alswaarde. Sonder woorde. En, wat? Dit is amper daar. Dan gaan ons met die vanmorgen dit doen wat God wil hy ons moet doen. Ek het my blok iewers gelos of neergesit op daar al die stoel. Sonder hy ook en nie eens sien wat die woord is nie. Wat sê die woord? In Mattheus 13, ons gaan gou Mattheus 13 vers 31. Net interessantheid. Hierdie is mooi. Oh, man, dis waar ek wil wees, ek nie van jou nie. Mattheus 13 vers 31 sê die volk, en hy sê, another parable he put forth to them, saying, the kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and sowed in his field, which indeed is the least of all the seeds. But when it grows, it is greater than the herbs, and becomes a tree, so that the birds of the air can come and nest in its branches. Wow! So, een plek van die Mosterstraat praat hy van 'n tuin. Hy praat van 'n man het die Mosterstraat in sy tuin. Hy sê, die ander plek praat hy van hy kom en hy plant dit in 'n field. Hy sê, word 'n boom. En dan kom die voëls van die hemel, die wilde voëls, hulle kom maak nes in hierdie. Eergisterand, toe wys die Here my 'n beeld. Die Here sê, nou neem iets sien. Die Here, ja. Hy sê, by Jesus se doop. In Genesis was die boom 'n tipe van Christus, die boom van lewe is 'n tipe van Christus.
ek reg? Amen. En terwyl Adam en Eva van die boom geëet het hulle gelewe en was hulle sonde gekar, as ek reg, hulle naaktheid was toe, as ek reg. Amen. So die boom was 'n tipe van Christus. So Jesus was een van die verteenwoordigers vir hom as 'n boom. En daarom op Golgotha hang hy weer aan 'n boom. Om weer die vrug te word, as ek en jy van hom eet, dan is ons sonde gecover en ons is veilig en selfde beeld. Maar kyk hier wat sê hy. Hy sê, as daai saadjie in die grond val in die veld is die wêreld, hy sê dan word hierdie saadjie 'n boom. Hy sê dan kom die voëls van die hemel en maak nes in daai boom. Wat dink jy die doop van Jesus gebeur? Jesus word gedoop, afsterwe van die ou mens, sterf, staan op, en wat gebeur? Die Heilige Gees kom. Die Heilige Gees kom in die vorm van 'n duif. En hy kom, maak sy woning binne Jesus. Awesome. Verstaan jy? Dieselfde beeld. So Jesus kom weer en herstel die boom wat in die tuin was, kom herstel hy dieselfde beeld, en die voëls van die hemel is die hemelse dimensie. Dit gaan met word 'n landingsplek toe Jesus weer opstaan as die boom van lewe in die waarheid. Toe kom die Heilige Gees die vorm van 'n duif van die voëls en hulle kom sit op Jesus. Amen. Die Here sê met die volgende woord. Hy sê as jy sal bereid is om as jy, Pieter en my, as my saad bereid is om te sterf, en as jy sal bereid is om 'n boom te word, en die potensiaal wat ek vir jou wil hê, ek wil jou 'n boom maak, en ek wil jou as 'n landingsplek gebruik vir die bonatuurlike. Awesome. So ek gaan in die nag, na my binnekamer, maak ek 'n landingsplek vir die engele. Maak 'n landingsplek vir die Heilige Gees. Ek sê, hier is 'n veilige plek, hier is 'n plek waar julle welkom is. En dan laat jy die engele van God om jou sien. Dan laat jy die engele van God sê, jy op te kom, met jou woord bedien, met jou kom bedien. En laat jy vir Here vra, Here, ons engele sal stuur, jou kinders te gaan bedien vir waar hulle is. Ek sien ons verstaan nie, die geestelike mense verstaan nie, dat ek en jy toegang oor dit nie. En 'n deel is van God se hart, dat as ek regtig my lewe sal aflê, en sal sterf saam met Jesus, dan wil God my 'n boom maak, en dan kom die Gees, op Pinksterdag, toe kom die Heilige Gees, en net soos daai voeltjie 'n nes maak in daai boom, kom die Heilige Gees, en hy maak nesie binne Pieter en my, en hy kom woon by my, maak sy woning by my. Nie mooi nie. So vanmôre het jy 'n Gees, jy kan natuurlik aangaan. Jy kan net 'n saadjie bly. God ongelukkige potensiaal ingesit. Jy kan vanmôre sê, Here, ek weier om net natuurlik normaal te wees. Amen. Ek sal by dit uitkom wat U my voorgeroep het. Amen. Ek sal in die natuurlike krag van God bedien en funksioneer. Daar sê ek jou weer. Jakob bedrieg sy pa en bedrieg sy boetie, gaan weg. Daai nag het hy 'n droom, leer op en af, engele op die leer op en af. God staan daar, the Lord. En die Here sê vir Jakob, hy sê, ek gaan saam met jou gaan. Hy sê, maar as jy jou terugbring, en ek sal in jou lewe doen wat ek gesê het ek gaan doen. Jy terugbring na die land wat ek my kinders wil gee. Jakob gaan weg met sy oom Laban en hy word opverneem met soos hy, jy weet net met die size in jou mind, is jou pa verneem of verneem die oom jy met sy dogter. Nee, die verkeerde jy. Ja, jy wil verneem as die size in jou mind. Amen. Dat is net so. En hy kom terug, en toe terugkom toe hy die volgende. Hy stuur als, sy vrou, sy kinders, sy diere, al sy belongings, stuur hy voor hom uit, na sy pa dit. Daai nag, toe bly Jakob agter. En daai nag, toe worstel Jakob met God. Wat sê het my die heel nag geworstel. Tot God op 'n stadium gekom en jy kan nie met God, ek lag altyd sê daai vers en besef ek dink nie die Here het vreeslik effort om gesit in daai storie. Want die Here kry 'n woord spreek en dan hy sê as God sê asem dan trek hy dood. Daai nag word ek Jakob weer homself geworstel as enigiets anders. Maar God was daar.
Hy het geworstel wat hy gedoen het en wie hy was en besef hy soek eintlik die seën van 'n Vader. Ek soek die blessing op my lewe. Ek kan nie gaan doen wat ek moet doen as U nie in my lewe is. Ek het die seëninge van my Vader nodig. En God bless hom. Maar luister mooi. En dit is die beginsel wat ek vanmôre vir jou wil leer. Ek die Heilige Gees wil vir jou leer. Sê moet jy hom doodmaak? En hy doen van nee. Hy was 'n haakgryper geweest. Een van sy betekenisse van sy naam. Jakob was nie die beste kleinste ou nie. Maar voor hy by sy probleme kom, het hy sy probleme gehanteer met sy Vader. En toe hy naby by Esau kom, dis dan is dit Esau geweest. Ja. Maar ek moet terug by die voor hy by Esau kom, toe hy laaste klaar met God geword, was Esau nie eens kwaad nie. Hoekom was Esau nie kwaad? Want Jakob was by God. So gemeente, ons is nie geroep om normaal te wees nie. Amen. Jy is nie geroep om te sukkel waar jy is. As jy vanmôre hierdie woord verstaan, as jy verstaan binne in jou is die potensiaal van saad om vir enige werk te sê move. Amen. It's in you. En meeste mense by pa gesterf met die potensiaal van God saam met hom binne in hy kus. Yes. My pa het nooit geleef met dit. Ek het die profetiese woorde oor my pa se lewe as 'n jong man gehoor en my pa het gesterf sonder dat een van hulle gestof vir hom kom. Ek sal nie so doodgaan nie. Amen. Hoe gaan jy? Môre vir sê jy die mos Here wat ek moeg. Ek moeg beklei, ek moeg probeer. Dis nie jou potensiaal wat die ding gaan skuif nie. Dis nie jy wat vanmôre nog harder moet probeer en nog beter moet raak. Dis jy wat vanmôre vir God moet staan sê, Here, ek lê my lewe af. Here, ek sterf. Here, ek gee op. Here, ek gee nie om wat my gebeur nie. Here, U in my lewe. Here, U lewe. En ek gaan begin spreek wat God oor my lewe sê. Amen. Ek gaan begin praat en ek gaan begin loop en ek gaan begin roep dit wat God in my lewe wil hê ek moet hê. Want die Here sê, Dit sê woord, dood en lewe lê in die tong. En jou tong gaan bepaal waar jou dood eindig. Spyt ek nie so begin lewe spreek. Dan kan God begin. Die engele kan net werk met wat jy vir hulle gee. Die woord van Jesus in Openbaring, en sê daar's 'n groot skoppel in die hemel. Waar die gebede van die so jy het 'n skoppel wat jou naam op staan. In die hemel, die woord sê so in Openbaring gaan lees dit self. Dit sê as 'n skoppel in die hemel wat jou gebede ontvang. Nou die regte seisoen is God. Jy bid vir iets, dan kan God na jou skottel toe gaan en hy kan hy skottel uitgiet op jou lewe in die regte seisoen. Dan vra ek vanmôre vir jou, wat is in jou skottel? Wat moet God mee vanmôre werk? As daar niks is nie. Jy verwag 'n wonderwerk, maar jou mond is stil. Die afspraak. Wat is so veel pastoor? Land 50. Ek wil nie môre mis vir die Gees môre wat wil sê. Amen. As jy genoeg seer gekry het, dan hou jy op praat. As jy genoeg teleurgestel word, dan hou jy op praat. Dan word jou stem stil. Daar's 'n vloei in Amerika. Hulle sit hom in 'n bottel. Sy potensiaal is om so hoog te spring. Dan sit hulle wanneer vir die Kernvoetbols, wat is ook mooi Afrikaanse naam, wat se bols daai geleg vir nee. Want daai konsol, ja, daar staan nog 'n konsol op, dis 'n konsol. Bestaan hulle nog seker nog, nee. As dit daai konsol brom, daai ding wat so oor kan spring. As hulle daai konsol boor, dan is hulle deksel, dan spring daai fooi. Tung 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 tung. En dan net so 'n paar uur dan spring jy, oef. Dis toe die seer. En dan gee jy die deksel af, as jy iets vir wat wil doen. Maar dan weet, as hy jou genoeg seer maak, as jy gaan, is jy kan so wat spring. Potensiaal is binne jou. Amen. God se potensiaal binne jou gebou. Toe jy die dag sterf en jou lewe en hart aan Jesus gee, het God 'n boom gesien met baie saad. Het God gesien 'n boom wat berge verskuif. Maar
Wat sien jy vanmôre? Amen. Moenie vanmôre toelaat dat die vyand jou stem stil maak. Nie toelaat dat hy jou stem kom steel nie. Dis tyd om te begin die nag vir God te kom. Dis begin tyd om jou destiny vir God te begin roep. Amen. Kyk hoe jy skrif van Vader. Jy is geroep om 'n hoop te wees. Jy is geroep. Jesus se woord van Here sê so mooi, sê Jesus was die eerste saam. En hy het op die grond geval en gesterf. En toe hy daar opstaan, as die hoof van lewe, word ek en jy geproduseer. So wil God hiermee in jou produseer. Amen. Amen. Kan ek julle bid? Ja, amen. Ons wil net sê, Vader, dankie vir die dag, dankie vir die woord. Dankie dat binne ons is die potensiaal om vir die werk te sê. Move. Dankie dat ek vanmôre die potensiaal binne my wat U my geroep het hiervoor. Halleluja. Om vanmôre vir die gemeente te kom sê. Ja, dankie koning. Ek profeteer vanmôre oor die dooie deurring. Yes, Lord. I say live in the name of Jesus. Amen. Ek roep vanmôre die Gees. Mense wat moeg geword het. Mense wat platgeslaan is. Ja. Mense wat hoop verloor het. Ek het vanmôre hier toe gekom om vanmôre in jou lewe te kom profeteer. En met jou lewe in jou saad word te kom profeteer te sê, die Here sê, can these dry bones live? Kan hierdie dooie saad iets produseer? Ek wil vanmôre kom sê, Here, U weet, en daarom wil sê vanmôre in die gemeente, lewe in die naam van Jesus. Amen. Live in the name of Jesus. Thank you, Father. Ons wil dit so wonderlik stil en hier gas in die Here mis vir die woord van die Here vanmôre. Iemand wil gee nie. En ek begin jou vrou gee met die kom asseblief. Ja, Lorika Raum. Vader, kom vanmôre instaan. Vir 'n man en 'n vrou wat met die ding staan. Ek sien hoe die vyand kom in seisoene. Elke keer as daar 'n deurbraak op wees, is daar 'n hou van die kant. Elke keer as daar 'n aanstelling wees, is daar 'n hou van die kant. Lorika, ek sien hoe jy vanmôre sit en daai planne wat jy vanmôre huil. Here het net vanmôre gesê dat hy elkeen gesien en jou versigtig gesien. Die Here sê ek weet hoe jy voel my dogter. Alhoewel baie min mense weet en jy dit nie deel. Ek weet jou frustrasie. Jy uitroep na God en sê Here, daar moet meer wees. Bediening moet anders lyk. Maar vanmôre nie vir mense net om toemaak nou in die oomblik in die Gees. Of vanmôre vir julle kom spreek. Dat tyd wat julle as gesin sal begin lewe. Julle kinders moet iets anders sien. Ek roep van hierdie oomblik af oor hierdie man en hierdie vrou en hulle gesin en hierdie gemeente. Oor die lewe van Christus. Om in 'n nuwe semester, 'n nuwe dimensie, 'n nuwe seisoen in hierdie gemeente in te stap. Vanmôre vir hulle huwelik, vanmôre kom bid. Here, ek bid hulle beste jare lê voor hulle. Vanmôre sê ek dankie.
Ek sien vanmôre 'n lig wat uit die hemel uit op die oomblik op hierdie gebou skyn. En julle gaan hier bly nie. Hierdie is net 'n seisoen van die vestiging van leiers, van verhoudings. Jesus sê, ek het 12 manne gehad, as hy die land geskik. En dit sê vir jou, ek gaan vir jou 'n paar manne om jou sit, dan sal jy begin beweeg. So hierdie is net 'n seisoen van soliede fondasie lê, om uit te kom by wat God julle voordoen. So die Here sê vir my seun, my dogter, skep moed. Hierdie is maar die begin. Hierdie is maar die begin. Jy moet nie fokus op gister, eergister, maar hierdie is maar net die begin. Vader, ons het lieds wat ander mense in die afgelope tyd wat hulle gedoen het, wat gesê is, you bless them, you bless man. I am dead. Niemand kan my seer maak. Jy kan try. Dank jy vir my boeta vanmôre. Here, dat die lig môre sy lewe van net skyn. Dat hy môreoggend opstaan met 'n nuwe salwe, 'n nuwe varsheid. Hy en sy vrou en sy kinders. En 'n nuwe ywer vir die koninkryk. Maar ek bid dat in die nag om 3 uur sal wakker maak. Dat jy hom daar sal ontmoet. Dat hy hierdie gemeente en die mense gaan bou met sy binnekamer. Dat hy sy skip met sy tong in die gees gaan beheer en gaan regeer. Word verheerlik, Here. Oor die mense toemaak. Môre naam sy vrou. Terwyl Martia vashou, Here, ek sê dankie dat sy vrou môre om oprig. Dat sy voor onder haar man sy skouer uitklim en hy af môre van pad so aan haar arm sê my vrou. Let's go. Dit kan maar net begin. Ek gaan my beste preek volgende Vrydag. Vader, dat U die mense môre aanraak. In Jesus se naam. Wat vir julle môre kom dankie sê. Ek is nie die pastoor vir julle. Nou môre vir julle dankie sê dat julle die mense support. Here honderde. Dankie. Ek daar op die gitaar, man ek julle vanmôre geniet dat julle band. Vat jou sommer ter kerk op. Ek sê altyd vir mense, ek steel die skape nie, ek steel die herder om die skape staan. Moet dan die bless. Maar Here, julle kragtig in die gemeente gebruik. Wees jy kom met wat God jou geplant het. Hoop wat God jou geplant het. As jy nie op deze manier wees nie, sê dan baie liefde. Jy gaan dit moeilikheid maak. En as jy hier is, wees 'n boom en produseer saad, asseblief. Amen. Amen. Dankie vir die lied volgende. Hartelijk blessing. Gee my boete. Mag die Here jou herstel. Mag die Here jou oprig. Ek wil dit vir jou vanmôre my boete. Ek wil dat vanmôre siek is. Vanmôre genees en bereid. En ek wil nie voor huis te gaan. Die gawe wat God my gegee het, is my gawe. Ek kan nie lees ek is op nog nie. Laat jy niemand dat doen. Ek wil maar net aan hom vat en aan jou vat asseblief. Amen. Dat môre genees en bereid. Nie baie maklik, ons maak dit baie. Ek is my te pyn. Amen. Ek preek ook. Sê Here, raak maar nie. Amen. Ons is so bang, ons weet pyn. Ja. Maar ons selfs is blou, ons weet nie pyn. God weet nie deur jou kry. Vir my moet ek iets man. Here, gebruik sommer 'n donkie of sê ek goed. Ek wil môre genees en bereid. Kom eens. Ons bid.
Steek het julle hande uit. Vader. Woord sê dat ons hande musiek is, die lewens willik is om. Amen. Môre hierdie diabetes. Yes, my broer. Al die pyn van my lewe. Amen. Always moet vir die volgende wat die Here doen. Amen. Ek sê vir dankie dat die krag die sal met op my kom. Dan vuur van die Heilige Gees verander hom Here sy rug af. Hier is genees van Jesus naam. U word hier. Wat ervaar jy met dit? Dit is altyd 'n baie goeie teken. Ervaar jy die vuur van God in jou lewe? Amen. Thank you, Father.